Dag sê, dit is Dinsdag 18 Augustus 2026. Ek sit hier so by Veiligheidsdag by Delmas, waar daar 'n hele paar aanbieders was. En het weet ek net so vooraf gewaarsku dat ek nie elke aanbieding kon gecapture het nie, maar ek het die meeste van die werk, die meeste van die goeders het ek probeer opneem en net vir julle 'n idee te gee van wat die inhoud is wat bespreek word by so 'n dag en wie die persone is wat bereid is om by so 'n dag te kom optree. Kom ons kyk 'n bietjie verder wie almal daar was en wat hulle al ons sê. Ek gaan die meeste van die aanbiedings se fokuspunte gaan ek vir julle wys onder op die skerm sodat julle 'n idee kan kry wat daar gesê is. Pastoor Marius van Staden open met skriflesing en gebed. En sy skriflesing is uit Spreuke 27 vers 17, Afrikaans 53 vertaling. Die skrif lees as volg: Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander. Benewens sy boodskap het hy 'n paar kerngedagtes gelos en ek wil dit graag vir julle op die skerm sit. Die lewe het 'n doel. Ons is nie verniet hier nie. Waardeur ons gaan deur ons lewe is daar 'n doel. En daardie goeders is gewoonlik die aspekte van die lewe wat ons slyp. Wysheid is nodig. En ons kry dit van die Vader af. 'n belangrike punt wat hy genoem het is maak tyd vir die Vader. En saam met dit kry woordkennis. En dan amper saam met dit is maak tyd vir mense. En dan is die laaste wat hy gevra het, is die vraag, is jy by die herder? Ons is dankbaar dat ons hierdie verrigtinge op so 'n manier kon open. Ons kyk na die res van die aanbiedings. Goeiedag. Ek is baie jammer dat ek nie vandag saam met julle almal daar in Delmas kan wees nie. Ek het vir Franelyn gesê ek probeer regtig kyk om planne te maak, maar dinge kon ongelukkig net nie so uitwerk nie. Dit wat julle vandag daar bespreek is iets wat regtig na aan elke boer se hart lê. Dit is die veiligheid van sy gesin. Hierdie inisiatief wat Franelyn, jy en Saai en AfriForum saam met mekaar gedoen het daar, is iets wat ons werklik waar moet probeer uitbrei landwyd. Mense, ons boere voorsien nie net vir ons kos nie. Hulle sit nie net kos op ons tafels nie. Hulle is die ruggraat van ons landelike gemeenskappe. Hulle is werkskeppers in Suid-Afrika en hulle verdien om veilig te wees. Ons as regering het 'n verantwoordelikheid om te help om daardie veiligheid te bevorder. En ek moet nou vir u sê, ek dink ons het in die verlede het die regering gefaal om dit te doen. As ons kyk na misdaadstatistieke op ons plase, dan is dit baie duidelik dat plaasmisdade, plaasmoorde, plaasaanvalle, landelike misdade moet as prioriteitsmisdryf verklaar word. Ek hou aan om dit te vra. Ek sal as minister van landbou aanhou om op te staan vir ons boere en dit 'n punt op die agenda te maak. As ons kyk na die brutaliteit wat met plaasaanvalle gepaard gaan, dis nie gewone misdrywe nie, mense. Daar's nie 'n ander misdryf wat iemand in 'n paviljoen en 'n skare vol mense staan en vra dat die misdryf gepleeg moet word, soos wat sekere mense met rooi bereis in hierdie land opstaan en vra, kill the boer, kill the farmer nie. Dit is onaanvaarbaar en ons moet regtig waar alles in ons vermoë doen om dit te stop. Die regering het egter nie die enigste aanspreeklikheid hiervoor nie. Ons as boere moet ook na onsself kyk. Soos wat biosekuriteit by jou op die plaas begin, moet veiligheid ook by jou op die plaas begin. Maak seker jy is veilig. Wees betrokke by jou plaaswag en by jou buurtwag. Skakel met jou buurman. Kom ons kyk na mekaar. Kom ons bewaak mekaar ook. Kom ons doen al hierdie dinge en kom ons sorg dat die regering ook sy kant bring om saam te werk om hierdie plaasaanvalle en plaasmoorde wat ons so in die gesig staar regtig te kan hokslaan. Ek kan net dink hoe moet dit voel vir iemand wat deur so iets is. Ek is nog nie deur dit nie en teen die meeste van julle ook nie. Maar kom ons wag nie dat ons deel raak van daardie statistiek nie. Kom ons werk saam met mekaar sodat ons werklik waar oplossings kan vind vir die probleme wat ons in die gesig staar. Ek staan saam met julle hier. Weer eens baie dankie vir Franelyn
vir jou en almal daar vandag wat hierdie uitstekende inisiatief in die dag lê en wat bereid is om op te staan en om te veg vir ons boere. Baie dankie, sterkte en geniet julle dag. Alles wat ons doen, die geld wat ons spandeer, die projekte en die veldtogte wat ons doen, het as onderbou daarvan om boere op hulle plase te hou. Reg oor die wêreld word groot boere groter en groter, klein boere val uit die bus uit. Die ekonomie van skaal maak baie saak. Dis hoe dit werk. As 'n mens jou kleiner en medium groot tipiese familieboerdery veilig kry, op hulle plase kan hou, dan veranker jy eintlik die hele voedselsisteem daardeur. Daarom is ons missie om familieboere in stand te hou met alles wat daar rondom gepaard gaan. Ons het 'n groot klomp navorsing al gedoen, nie net ons nie, ons het dit gedoen saam met sustersorganisasies in Australië, in die VSA, in Argentinië, in Italië, selfs in Rusland. Wat is die goed wat familieboerderye omknikker? Wat maak dat 'n familieboerdery tot 'n einde kom? Nou, hier by ons is daardie kragte 'n bietjie anders as elders in die wêreld. Nie almal in die wêreld het veiligheidsprobleme soos wat ons dit het. Nie almal in die wêreld het dieselfde tipe van beleidsomgewing waar eiendomsreg ondermyn word, of waar daar dreigemente is wat van jou hulpbronne, jou water of jou minerale in die omgewing op 'n manier gemyn word, soos hier by julle, aan die voortbestaan van familieboerderye bedryf. Hier by ons, soos in die res van die wêreld, is die heel belangrikste krag wat familieboere omknikker, is winsgewendheid, of die gebrek daaraan. As jou boerdery nie winsgewend is nie, as jy dood in die pot. En by winsgewendheid bedoel ons so eenvoudig soos dit, dat jy met elke jaar meer kan kry vir die produk, as wat dit jou gekos het, om hom mark toe te stuur. As jy nie winsgewend is nie, is jy ook nie volhoubaar. Hoe kleiner jy is, hoe groter is die bulk wat jy hierdie kry wat jy moet uitstoot. Hoe moeiliker is dit om jou winsgewendheid in stand te hou. Op ons reg, maar ons is nie bang nie. En as daar dan verkeerdelik opgetree word teen die Afrikaners, dan sal ons beslis reageer daarop. Ons hanteer alles op 'n vierde regeringsvlak, vierde regeringssfeer. Wat ons daarby bedoel is, daar waar ek bly in my gemeenskap of op die plaas bly, nee, gaan ek die goed vir my veilig maak. En ek gaan daarso mense groepeer en ek gaan planne in plek hê. Ek gaan nie wag vir die polisie nie, ek gaan nie wag vir die staat nie. Ons weet wat is die uitdagings daar en daar's goeie redes op daar. En samewerking. Daar's verskeie organisasies met wie ons saamwerk. Ek het ons 'n bietjie vroeër gepraat oor met Johan met sy radionetwerk. Ons het 'n radionetwerk en soos daar sekuriteitsmaatskappye en alles, ons moet saamwerk. Maar nie meer alleen kan nie. Sorry. AfriForum het ons die veiligheid in 4 streke gedeel. Die noordstreek val Gauteng, Mpumalanga en Limpopo in. Sentraalstreek is Vrystaat, Noordwes en Natal. Suidstreek is die Oos en die Weskaap. En dan moet ons die Noord-Kaap op sy eie gemaakte beleid moet. Ja, ons kom weer by almal uit op daardie tyd. So dis die 4 streke wat ons dit in opgedeel het. Elke streek het 'n veiligheidshoof en daai hoof is dan verantwoordelik vir daai gebied om sy goed te doen daar. Dan het ons in elke streek 'n gemeenskapsveiligheidssentrum gaan stel. En ek meen dis nie 'n geheim nie. Die ambassadeur van Amerika kom die 1 September ons een in Bloemfontein besoek. Hy wil sien wat doen ons daarso. En ek gaan nou 'n bietjie vertel wat alles daar is. So ons het in daai gemeenskapsveiligheidssentrum is daar 'n beheerkamer waar daar radio's, WhatsApp groepe, ons doen monitering daar. As ons 'n hommeltuig nou hier opstyg, kan ek dit stroom na die beheerkamer in Bloemfontein. Ek kan sien wat daar aangaan en ek kan dit fisies kyk. Ons kan praat. Ons het baie vermoëns daar. Opleidingsfasiliteite. Ons het 4 vlakke van opleiding. Vlak 1, as jy lid is by AfriForum, is daar so 22 modules wat jy kan self gaan kyk op die webwerf. Wat doen ek as ek iemand geskiet het? Bevel en beheer, radiospraakprosedure. Dit so is daar 'n klomp goeders waarna jy kan gaan luister en gaan kyk. Hier is oorsig wat ek hier met julle gaan deel, kom van AfriForum Delmas se tak af.
En dit is nie net AfriForum Delmas se sukses nie. Dit is die raamwerk en die samewerking van gemeenskappe wat goed georganiseer is. So, die tydperk wat ons gevat het, daar's al die laaste 16 jaar is al van hierdie verslae opgetrek. Ek het gedinge gaan vir julle net die laaste 5 weke sin wys, as hy saamwerk. En dan vir die geografiese fokus was dit Delmas en Elof, en die omliggende dele. So die doel van hierdie omdeling is om die aktiwiteite in 'n openbare orde byeen te sit. Dit is die misdaadbestryding en brandnoodreaksie, die kwantifisering van uitkomstes, en dan ook die identifisering van sterkpunte en leemtes, en om dan getekende verbeterings voor te stel. Ons kan nie al hierdie goed doen wat ons doen as ons nie elke keer verbeter nie. So daar net die uitkomste vir die laaste 5 weke, 23 arrestasies, oor 10 afsonderlike operasies. Ons het daar 7 voertuigherwinnings wat plaasgevind het, en dit bring die jaar totaal tot op 17. So daai 7 was net in die laaste 5 weke. So as 'n Toyota Hilux by Loftus gevat word, ons gaan vir hom hierso by Delmas optel, ons netwerke werk net hierso saam. Daar is daar 9 brandvoorvalle hanteer, al die brande is onder beheer gebring, en dan soos wat Raymond ook gesê het, en wat ek seker is wat julle later ook bietjie meer gaan gesels oor en van hoor is, tegnologie-operasies, kamera-netwerke, hommeltuig, vermoë, dit alles gebruik ons reeds, maar soos ek gesê het, ons wil leemtes identifiseer en ons wil die verbeteringe op die tafel sit. So daaronder, arrestasies volgens die tipes, misdade wat gepleeg is, 5 weke, hierdie is standaard, dit kan op, dit kan af, huisbraak is al 2, diesel, diefstal, rooftog, en dan ook optog verwant, soos wat ons voor die jaar gesien het in die Maas en Maas. Hoë sigbaarheid operasies, soos ek sê, Maas en Maas, multi-agentskap ontplooiing, dis nie net een organisasie nie, dis nie net een buurtwag nie, dis verskillende mense in die gemeenskap wat 'n doelwit wil bereik. Bietjie met julle praat oor die buurtwagtoep en dan ons stelsel, die NIP-stelsel, dit is die Nasionale Informasiebestuurstelsel. En ons het die stelsel spesifiek ontwikkel vir ons buurtwagte. So in die verlede het elke persoon maar op 'n buurtwagstruktuur het gaan buurtwagpatrollie ry, en jy het op 'n papier of op 'n spruitveld dan maar jou kilometer gery of die insidente wat jy aangeteken het, dat jy op 'n spruitveld of papier ergens te bymekaar gehou. En hierdie stelsel is toe nou ontwikkel sodat buurtwagte met 'n druk van 'n knoppie sê ek begin nou met my patrollie. En as daar 'n insident is, dan meld hom op die toep aan en alles word elektronies boekgehou van dit. So ja, dis maar net, dit is 'n manier om net weg te beweeg van al die papierwerk en jy het jy daai vermoë en alles dit. So dit is hoe die buurtwagte blyk, en dit is spesifiek vir AfriForum en saailede. So jy gaan sien daar onder op daai een panier onderkant is daar 'n QR-kode. So hy sal julle direk na die webblad toe vat, en dan onder die webblad is daar skakels waar jy die toep kan gaan aflaai, of jy kan net in jou Play Store ingaan of Apple Store ingaan om hom af te laai. En dan so ons gebruik probeer wat gesê gebruik hierdie toep om patrollie mee te ry. Daarso is hy so jy gaan net op start patrollie en dan kan jy alles daar uit, maar ek presies ook jou roete. So dit is wel 'n lekker manier om te weet as jy as daar 'n spesifieke misdaad plaasgevind het of daar's 'n area in jou omgewing wat met wat geteken word deur misdaad, kan jy na die tyd gaan kyk, het ek in daai area patrollie gery. So dan kan jy nog trek in jou patrollies beplan om misdaad te bekamp. So weet jy of is nie van julle wat deel is van 'n struktuur om patrollies ry nie, maar so daar in die Weskus is daar 'n buurtwag van ons, en ek dink daar's 3 mense, 3 boere wat saamwerk, so hulle reël onder mekaar wie gaan wanneer ry, en hulle het 'n area wat hulle patrolleer. En Kreersdorp het ons ook so 'n plaaswag buite Kreersdorp, en ek nou dat met die voorste dag praat, en hy het gesê hulle kan agterkom, hulle veediefstal is minder vandat hulle saam gekoördineerd begin patrollie ry. So dit is 'n lekker hulpmiddel, jy kan na die tyd gaan kyk, word daar oralster gepatrolleer in 'n area wat dalk met misdaad, wat die misdaad geteken word.
So daarso is dan ook misdaad incident, daarso is 'n report incident op, dit is die rooi eentjie. So jy kan dan jou misdaad of 'n insident wat voorgekom het, direk dan daarop oplaai en hy trek deur na die NIP-stelsel waarvan ek nou praat. So daarso is 24 verskillende insidente wat jy op kan laai. So daarso is brandstigting, dis 'n rapport wat ook spesifiek by julle wat hier is wat kan gebruik kan word. So daar's diefstal, daarso is brandstigting. Ja, ons het van die grond afgekom. Die eerste dag toe ons hom opgesit het, het hulle 'n kaping gehad van 'n gesin. In 'n kwessie van omtrent 15 na 20 minute het hulle die gesin gerecover en hulle die voertuig gerecover en die ouens gearresteer. As gevolg van die radionetwerk, samewerking tussen die landelike ouens wat daar was, die stadsouens wat daar was en SAPD en al die ouens wat betrokke was, sekuriteitsmaatskappy. So radiokommunikasie is belangrik, so ons begin saamwerk. So ons moet daai betroubare distrikskommunikasie netwerk met ons vestig. Verbeter koördinering tussen die plase, plaaswagte, sekuriteits, mediese dienste, die eerste reageerders en SAPD. Ons moet as 'n groep saamwerk. Ons kan dit nie als op ons eie doen. So ons moet almal saam staan, saamwerk. Ons moet nie die wiel werk. Binne bestaande radio-infrastruktuur waar moontlik, waar daar bestaande infrastruktuur is, kan ons dit gebruik en ons kan dit verder uitbrei. Die volgende ding is kombinering van bestaande netwerke om dit later uit te brei. So ek weet Delmas het reeds 'n herhaler op. Ons gaan kyk na daai herhaler. Op hierdie stadium sit hy baie laag, soos 'n reikafstand presies so ver nie. Ek gaan vir net nou 'n kaart gewys wat hy kan bereik op hierdie stadium. Maar daar is opgradering wat ons kan doen. Ons werk op hierdie stadium op analoge bron, maar ons kan oorskakel na digitaal en na DMR toe wat vir jou 'n bietjie beter opvangs gee op die einde van die dag en ons kan hom verder uitbrei van daarop. Dan kan ons meer as een herhaler aan mekaar link deur die DMR netwerk soos nou die Kaap met die netwerk daar by Parel. Dan 'n nodale punte beheerkamer. Ek weet nie of julle reeds 'n beheerkamer in plek het nie. Maar ons moet kyk na 'n nodale punt waar die kommunikasie op een plek by mekaar kom word en dit van daar af uitgegee word. Dit werk baie makliker, is baie meer effektief en is baie vinniger. Ek het die gebied op hierso wat Henny vir my gegee het oor die koördineerder is ek gesê Delmas van Liggende landelike gebied, Elof, Soendra, Ogies, Leandra, Devon, die afleerplase, die landbou eiendomme in die distrik. Dis wat Henny vir my neergegee het. So ek het gaan kyk daarna en daarvolgens het ek hierdie nou opgestel. Afriforum, Delmas beskik soos ek gesê het al oor 'n herhaler wat VHG werk. Ek weet Karel Landman hulle het ook 'n kom goed klaar by landelik in op meeste van die plekke, maar ek weet Delmas het nou vir my gesê is nog nie groot in Delmas nie, maar hy het netwerke beskikbaar, so ons kan kyk maar hy werk op Windpark. So daar gaan die beheerkamer baie belangrik wees, want ons gaan altyd radios moet intrek na die beheerkamer. En dan ek het nou klaar gesê van die Windpark wat Karel op werk. Die eerste stap sal wees om die bestaande infrastruktuur in die dekking die verifieer moontlike samewerking te vestig tussen die organisasies. So ons moet gaan kyk wat se regtig hier, wie is almal hierso en almal saamtrek en saam op tafel sit dat se ding kan uitwerk en op die dag vir 'n taktiese beheerkamer kan opsit wat ons dan kan link na ons hoofbeheerkamer toe. Daai is soos wat Raymond net gewys het, dit is al Afriforum se herhalings wat in Afriforum behoort, daar's hierdie stadium 90. Julle sal sien, dis die dekkingsgebied wat elke herhaler gee. Dit wat groen is 100% opvangs, dit wat hy in rooi wys is 50% opvangs en dit wat wit is opvangs. So dis wat ons op hierdie stadium en dan hier ons nog hoëmaalwe daai hier ons nog ek dink 59 herhalers by ander maatskappye wat ons die radionetwerk by hier wat ons van 144 repeaters in totaal. Ek het hom nou gaan uitwerk net so vinnig vir hierdie area. As jy kyk na daai kolletjie, dis Delmas, daai Sekunda se repeater wat op is. Nou Sekunda kan jy sien oorvleuel met hierdie ene en hierdie kant. So Sekunda se repeater kan werk vir julle op sy herhaler kan werk aan julle kant op. Ek moet vir julle sê, in die tyd toe ons in die ongeluk was, die oomblik wat die ongeluk gebeur het, was 2 minute toe staan Afriforum ouens by ons ambulansmense, medics van die Afriforum, nie dat hulle veel vir ons kon doen nie, ons arms was gebreek, maar die reaksietyd op so iets is uitmuntend. Jy kan nie glo wat so verskil het maak nie. Op hierdie stadium is ons misdaad van so 'n aard dat dit meer koperdiefstal verband is en diefstalle tussen die wonings en die huise is. Waar ons huisroere op goed en plaasaanvalle baie afgeneem.
maar ek moet ook vir jou sê, ons reaksietyd op ernstige toneel is, jy kan nie glo tussen die buurtwag nie. Ons het nou wel groepe op, ons het LPR groepe, en as die oomblik 'n kar trigger op 'n ding, dan kan ook toegang hê tot daai goeder. So dit maak 'n groot verskil. En voor jy jou oë uitvee, die buurtwag aan die voertuig af. So dit maak 'n groot verskil. Ongelukkig, ek weet nou nie wat partnership leasing en Afrikaans. Ek sê my Afrikaans is baie sleg. Carla is die landelike veiligheid sektor manager. Ons het 4 sektore in Delmas, waaronder sektor 3 val meestal op die plase en die snelweg daar by Petropol. Carla is die sektorleier vir daai area. En alhoewel ons af siek is, hier sal ons op die groepe hoor. Ons is nog steeds aktief op die groepe, alhoewel Chris kla baie met ons omdat ons nog steeds betrokke is. Maar ek dink as jou bloed blou is, dan kan jy dit nie sommer weg. So ja, probeer maar met ons is nog af siek tot die einde September, of van die 27 Mei af. Maar ons sal terugkom. Ek gaan alleen ry, want ek moet blykbaar 7 dae voor die tyd kennis aansoek doen en opskrif om haar in die kar te vat. Want ek bring haar gewoonlik in ongelukke. Some of you guys may know me, I have English full-heartedly. I do speak occasional Afrikaans, but only when I'm looking for a laugh. Keep it to a minimum today. So as some of you guys might have heard, there's a term that's going around a lot lately in our area. People will often talk about the sniper cameras. So this is a project that was originally started by Karl Berta and Derek Bester from the Sandra Bulldogs. Installing license plate recognition cameras between Delmas and Sandra, just so we can keep track of the vehicles that go through and everything. So this started probably about 7 years ago, and when we did start it on the R555, there was 2-3 stolen vehicles a week coming through our towns. But now, obviously, stolen vehicles and things like that, it's all very syndicate coordinated. And the word gets back. So now, as a direct result of the sniper cameras, if we get one stolen car coming through our towns a month, that's a lot. And it just shows that the syndicates from the surrounding areas have learned, okay, these guys have got license plate recognition, and it's better for us to avoid the areas. As a direct result, every single person sitting here, your family, is that little bit safer because of this. So, there's out in the Johannesburg regions, Benoni, Sandton, etc. You guys might have seen the cameras that they have on every street corner, which is the boomer cams. So Sniper is the same type of principle, but for us to get the funds together to build that type of infrastructure in our area is impossible. There's no single person in here who can sponsor 20-30 million rand to build such network. So this is now where people like myself come into play, where we get different farmers, different businesses, each to contribute what they can towards this project. We isolated the key points, and that's when we install 1 or 2 more of these cameras. And the success speaks for itself. I'm confident most of you guys have heard of some result or some success directly linked to the sniper cameras. And as I was mentioning shortly before we came up, it's sharing that information is a big thing as well. So if we stroom af, ons boer daarso en ek het so in 2013 het ek met hierdie stelsel begin, hierdie plaasveiligheidsstelsel, ek het die oom ontmoet by Nampo en ek het in 2013 het ons begin daarmee en vandag in 10 jaar later, 2023, dit een van Suid-Afrika se grootste stelsels in die land. So ek gaan net vir julle in kort verduidelik hoe hierdie ding werk en wat 'n sukses het ons al gehad. Ek gaan vir julle baie voorbeelde noem van ek noem dit 'n goeie plaasaanval. Ons eerste boer op toneel was binne 3 minute en waar die 8 aanvallers gevang is binne 15 minute. So hierdie is dit is ek weet nie of julle die ou midband stelsel geken het wat voor 94 was nie. Ek weet nie of julle hom in hierdie areas gehad het nie.
wat jy 'n panic button gedruk het, waar 'n kode na jou naaste bure toe gegaan het. Nou hierdie is presies die midbandstelsel wat oorgeskakel het. Hy het net geopgradeer na selfone toe ook, wat hy kommunikeer met 'n selfoon. So sodra jy in 'n plaasaanval is, sal jy 'n SMS kry. Terwyl ek vandag hier hierso sit, besef ek net, ons praat oor veiligheid, fisiese veiligheid. Maar daar's 'n punt wat baie van ons verloor en vergeet, is emosionele veiligheid. So waarmee ek my besig hou, as mense vir my vra waar is my kantoor, dan sê ek, dis by so 'n Musa bakkie wat hier buite staan. Ek ry die land vol. Met my tyd by AfriForum in die laaste 2,5 jaar, is ek al weer 350 plaasaanvalle, waarop ek fisies gewerk het. En elke keer is dit vir my, dit is seer, want ek werk nie met statistieke nie, ek werk met mense. En die uitdaging wat ek baie keer sien, is daar die nodige veiligheid is nie op die plaas nie. En wanneer 'n plaasaanval gebeur, word alles gedoen as 'n muggie burp, dan weer die beheerkamer dit. Want dan kom jy met 'n tweede of 'n derde besoek daaraan, dan is dit, soos wat hulle sê, die panic button is nie daar nie, die radio is nie gelaai. Maar my groot ding is dat emosioneel is ons nodig om na mekaar te kyk. Ek is baie lief vir ons boere, vir elkeen van julle wat hier sit, want dit is ons hartklop. En ons vergeet baie keer daarvan om na mekaar te kyk en na mekaar te luister. Ons weet baie keer nie eens wie is ons buurman nie, of ons weet nie wat met hom aangaan. Ons gaan vra nie regtig. Ek was nou 2 weke terug op die Vrystaat Landbou se kongres en elkeen van daai sprekers het die woord luister iewerste in sy toespraak gebruik. En dis wat ek dink wat nodig is. Ons moet luister. As iemand vir jou iets sê, luister. Gaan doen nabetragting. Wanneer 'n aanval gebeur het, om by mekaar uit te kom. Want die emosie is ook nie ligte boeremusiek waardeur ons moet gaan. En vir myself ook, nou sit ons met die hofsaak, wat na die aanval, dink ek, sekondêre trauma wat vir die mense so erg is. Ons sit nou met 'n plaasaanval wat ons vir 2 weke op verhoor gaan, daar's 34 getuies, waar hulle van die boere op die toneel wil gearresteer, hulle het gedink, hulle het die boer vermoor. En dit is weer eens, daar's nie behoorlike opleiding nie, daar's nie behoorlik met mekaar gekommunikeer nie. So my boodskap net vir julle in kort is, luister na mekaar, werk saam. Dit is al hoe ons hierdie fight gaan wen aan die einde van die dag. Om na mekaar te kyk en om te weet, hoor daar is iemand wat na my gaan luister. En vir myself is dit net dit is waarna ek streef. Is net om dat mense te kan luister. En so ek sê, ek ry die land vol, ek gaan my pamfletjies hier los en iemand het my die goeie voorbeeld gegee, gesê, moenie meer besigheidskaartjies gee, gee vir hulle 'n license dis, want dan kyk jy vir 12 maande in hom vas. So ek gaan dit vir julle hierso los. Dankie vir die geleentheid, Raymond, en dis 'n voorreg, en wees goed vir mekaar, en pas julle self mooi op. Baie dankie. Ek is nou in die onbenadigingswaardige posisie om laaste met julle te praat. So staan tog asseblief sterk. Ek sal graag so 'n dag self nog wat met julle gesels. Want die regswêreld, en veral daar waar die landbouer of die boer raak, is redelik so wyd soos die Here se genade, nee. Ek het egter toe nou gevra en myself laat lei deur wat julle spesifieke uitdagings hier is. En dit is vandag waar ons gaan gesels. Maar voor ek daarby uitkom, jy sien nou gehoor het vandag hierdie goed wat gebeur in die veiligheidsspektrumsfees. Maar ek dink jy moet my saam sê, partykeer voel dit vir 'n ou, dis daar. Dis nog nie heeltemal hier by my nie. En ek wil 'n paar goed vir julle uitwys vandag voor ons by die streng regstegniese gesprekke betrokke raak. Hierdie prentjie. Ek is betrokke ook by die opleiding van ons inligtingspanleiers, die ouens wat met die inligting en informasie werk in die strukture. Dit begin dat ons vir hulle hierdie prentjie opsit. Want hulle moet hulle gemeenskappe help om hierdie te begin verstaan. Maar met dae soos die, is dit my belangrik om vir u te wys waaroor hierdie gaan. En ons as Afrikaners is sterk mense, nie die fout maak. Het ons swak plekke? Baie. En hier kom van hulle in. As ek is lus en maak plakkers van die ding, dat 'n ou in jou huis kan plak. Hierdie L staan vir logies. En daai E staan vir emosioneel.
Waarvoor is ons Afrikaner baie lief? Daai Dink bietjie terug. En as dit die mense is wat dit gedoen het, jy gaan nie van iemand ken. Jy ry, hipoteties gesproke, saam met 'n vriend of 'n broer of 'n pa. Julle gaan bietjie see toe, bietjie rus. Raai wie trek ons af? Ou speedkop hulle. Hoe reageer pa, of pappa, of broer of oom? Maak daai venster oop. Wat soek jy? Het jy nie regte werk om te doen nie? Ek betaal jou salaris. Nou pla jy mense wat jou salaris betaal. Ek's gatvol vir julle en hierdie land. Wat dink jy doen daai speedkop? Kyk, dink vir my uit asseblief. Hy toets elke lig in my kar. En hoe meer jy opgewerk word, hoe meer geniet hy. Sê ek gaan vir jou besig. En later klim pa in die kar en julle gaan see toe, maar almal is sommer kwaad. En dan begin die vakansie half donker. Daar's 'n voorbeeld van die wat in ons in is. Of, en hierdie kan 'n ou leer. Dis hoekom ek sê ek wil oor ons plak, dat jy jouself kan herinner. Of jy kan jouself dwing om daai ding te doen. Stop by die speedkop. Wil jy gestop wees? Natuurlik nie. Maar jy dwing jouself en jy's vriendelik. Yes, baie koud vanaand, julle doen regtig goeie werk. Dankie dat julle die pad veilig hou dat ons by die bestemming kan uit. Wil jy watertjie? Wat gaan hy doen? Gaan jy dink? Ek soek 'n spesifieke mens. Ek wil hê alles waar ons vandag gesels en in 'n ander aspekte, kom ons hou onsself verantwoordelik en ons leer weer om ernstig logies oor goed te begin dink. As Julius Malema voel hy verloor aan, wat doen hy? Ek haat alle wit mense wat moet vrek gemaak word. Wat doen ons? Kwaad. Wat doen die media? Reageer op die mense se emosie. En net daar was Julius weer lekker in die koerant voor.